Dis 'n redelike onbekende feit dat voormalige sportsterre, die eilandbewoners van Guam en eertydse militêre personeel 'n dodelike eienskap in gemeen het. Ek het nog steeds 'n baie sterk oortuiging dat iets van die army daar het 'n link. 'n Verpletterende, dodelike siekte waarvoor daar nog geen genesing bekend is nie. Die prognose vir motorneuronsiekte oor die algemeen is 'n oorlewing van tussen 2 tot 5 jaar. En nou glo navorsers wêreldwyd dat iets in die omgewing moontlik besig is om mense te verlam. That toxin came from blue-green algae, and we know that that is distributed very widely throughout the environment. The research being done about this is great news. Ek het soort van 'n vertraagde reaksie gehad as ek dit so kan stel, want ek het eers in Desember daai jaar 2012 toe het ek nou baie emosies begin ervaar. Rion van Sail is in 2012 met motorneuronsiekte of MNS gediagnoseer. 'n Toestand wat 'n mens se senuweestelsel laat agteruitgaan en sy slagoffers oor 'n tydperk toenemend verlam. Toe besef ek daar's nou nie omdraai kans nie. Ek kan nou nie, daar's nou iets wat ek kan doen omtrent nie. Rion weet dat die siekte hom mettertyd gaan doodmaak. Maar wat sy geestesgesondheid betref, is hy nie van plan om op te gee nie. Ek kan nie dink dit raak enigstens makliker nie. Is dit 'n kwessie van ek aanvaar dit en ek gaan daarmee saamleef? Jy het twee keuses, nee. Jy besluit om te gaan lê en net dood te gaan, want dit is basically wat gebeur. Of jy kan besluit om die lewe aan te pak met alles wat jy het en aan te gaan en probeer positief leef, en ek het gekies om positief te wees daaroor. Die oorsaak is nog hoofsaaklik onbekend. Omtrent 10% van mense het waarskynlik 'n genetiese oorsaak. Maar in die meeste gevalle is die oorsaak nog onbekend. Dr. Franklou Henning, 'n neuroloog by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad, werk daaraan om die geheimenisse rondom motorneuronsiekte te ontsluit. My navorsing op die oomblik kyk hoofsaaklik maar na die etniese verspreiding van die siekte in die Wes-Kaap, hoofsaaklik in die insidensie, hoeveel nuwe gevalle sien ons per jaar en hoe lyk die siekte in Suid-Afrika in vergelyking met ander dele. Alhoewel die oorsake van motorneuronsiekte onbekend is, glo kenners dat mense wat MND kry 'n onderliggende genetiese geneigtheid daartoe het wat deur 'n kombinasie van omgewingsfaktore veroorsaak word. It's a terrifying disease that brings a death sentence with it. Australian researchers have made a major breakthrough. For the first time, we are now a step closer. They're claiming a causal relationship, which is a phenomenal breakthrough. Australiese navorsers beweer dat hulle 'n deurbraak op hierdie gebied gemaak het. 'n Studie vanuit Sydney Universiteit van Tegnologie dui daarop dat selgif wat in blou-groen alge voorkom, hierdie dodelike siekte in sommige mense veroorsaak. Dr. Rachel Dunlop is aan die hoof van hierdie studie. I'm a protein chemist, and I had some collaborators come to me from America asking me to apply my expertise to working out how the proteins that get stuck in people's brain cells may be linked to the disease. Die uitgangspunt vir haar navorsing dateer terug na studies wat meer as 40 jaar gelede op Guam, 'n eiland in die suidelike Stille Oseaan, gedoen is. The link between blue-green algae and motor neuron disease was initially established in a condition in the indigenous people of Guam. Die studie het bevind dat die Chamorro volk 'n 50 tot 100 maal groter kans gehad het om motorneuronsiekte op te doen as die res van die bevolking. Die sindroom wat daar beskryf is effens anders as die standaard motorneuronsiekte wat ons ken. Dit is gewoonlik gesien daar in assosiasie met Parkinson siekte en demensie, so die ALS Parkinson dementia complex genoem. When clinicians went in to investigate whether this was, say, a genetic link, if it was something to do with the family connection, they couldn't find anything, and so they started looking in the environment. Wat hulle in die omgewing ontdek het, was gifproduserende blou-groen alge, ook bekend as cyanobakterieë. Die cyanobakterieë leef in die wortels van die kaktus en produseer hierdie toksien BMAA, wat dan
op vervoer word deur die stelsel en die sade beland. Hierdie broodboomsade is oorspronklik deur die Chamorro gebruik om meel vir tortillas te maak. Die ander ding wat gebeur is dat daar's ook 'n wat hulle noem 'n fruit bat of 'n flying fox wat hierdie sade ook eet. En hy was 'n delikatessen op die eiland. Maar so mense het dit dan ingekry deur die meel van die sade sowel as die diere wat hulle geëet het. Volgens hierdie teorie kan die liggaam die BMAA gifstof met 'n aminosuur verwar wanneer dit ingeneem word en dan verkeerdelik die gifstof in proteïene in die selle inplant. Gevolglik stort die proteïene ineen, is nie meer in staat om ordentlik te funksioneer nie en kan hulle moontlik selle beskadig. And we were able to demonstrate that toxin can actually swap out with the human building block and get stuck into human proteins inside the central nervous system, and this might be leading to cells dying, and this may contribute to triggering motor neurone disease. Nie al die wetenskaplikes stem saam nie. Hierdie navorsing staan nog in sy beginskoene en is hoogs omstrede. Dit is al nooit bewys dat hierdie toksien wel motorneurone siekte veroorsaak nie. Daar is 'n baie sterk suggestie daarvan as gevolg van die epidemiologiese data wat ons het van eiland Kwam af. So daar is wel data vir en teen dit. Daar is ook ander data van Miami. Het hulle ondersoek van breine gedoen van 'n hele aantal pasiënte met motorneurone siekte, met Alzheimer's, met Parkinson's en so voort. En wel verhoogde konsentrasies van hierdie BMAA in hierdie breine opgetel. There is a group in South Africa who have been measuring it in food, for example, because what we know from studies looking at seafood, for example, is that if seafood grows in areas where there's a lot of algae, it can absorb the toxin into its flesh, and that if you eat the seafood, you can get the toxin that way. Die Universiteit van Miami het bevind dat haaivinne volgelaai is met giftige BMAA, terwyl kreef vanuit die Florida-kus wat ontleed is, ook hoog is in BMAA. En in Frankryk het navorsers hoë konsentrasies van die gifstof in mossels en oesters opgespoor. We know that it grows on the surface of lakes, of freshwater lakes, of the ocean. It even grows in the ground, in the desert crusts. And so, in fact, this toxin is distributed across the environment all over the world. And so, potentially everybody could be exposed to this toxin. Studies vanuit die VSA het bevind dat mense wat naby aan mere woon 'n groter risiko beloop om motorneuron siekte op te doen. Reg oor New England het navorsers gebiede geïdentifiseer waar daar 'n hoë risiko hiervoor is. 'n Groot een in Vermont en verskeie kleineres in kusgemeenskappe in New Hampshire en Maine. Navorsers aan die Universiteit van New Hampshire glo dat blootstelling deur die inaseming van gifstowwe van blou-groen alge die kern van die probleem van die siekte is. The goal of this research is to look at the possibility that these toxins are emerging from the lake through aerosols. It turns out that if you breathe in a toxin, it's much more effective as a toxin than if you ingest it. Now, our producers sent you some images of Hartbeespoort Dam. Just looking at it, what would you advise the people living there, swimming there, boating there? Yeah, I saw those images and I was quite shocked at how bright green and large those algal blooms were. The best advice I can give people is just to avoid them if they can. Don't swim in the lake, don't drink the water, don't eat the seafood out of the lake if you can avoid it. Just stay away. Daar is ook toenemende bewyse dat professionele atlete meer geneig is om MNS op te doen as die res van die bevolking. 'n Studie van die Italiaanse sokkerspan het bevind dat die voorkoms van die siekte in spanlede 6 maal hoër is, terwyl professionele NFL-spelers 'n 4 maal groter kans het om MNS op te doen as die res van die samelewing. Daar is teorieë waarvan niks nog bewys is nie, dat iets in die sportvelde moontlik MNS in sekere mense teweegbring. If you look at the structure of a sports pitch, then you will see it is a perfect environment for blue-green algae. Bekende Springbok rugbykaptein Joost van der Westhuizen is in April 2011 met die dodelike siekte gediagnoseer. Hy het die gebruik van sy ledemate verloor en kan nie meer praat nie.
Hy kommunikeer met behulp van 'n elektroniese oogvolgtoestel. Hy is een van 'n hele paar professionele Suid-Afrikaanse rugbyspelers wat oor die afgelope 5 jaar 'n MNS doodsvonnis ontvang het. To date, we have 5 rugby players in South Africa, and it's not funny that all of them played in 1990s. Ten spyte van sy gesondheid wat aan die afneem is Joost se geestesgesondheid goed en hy is vasbeslote om hierdie siekte wat sy liggaam afgetakel het, te oorwin. We have no research in Africa, and we have started research in South Africa. Our county is so unique that we may even have the answer around us. We just need more people who cares and take this seriously. Te midde van verontrustende, maar tot nou toe onbewyste teorieë, is 'n belegging in navorsing die sleutel tot die MNS-raaisel. 'n Raaisel wat Rion van Sail glo op 'n manier aan sy weermagdiens verbonde is. Toe ek die studie lees, toe het ek teruggedink aan my weermag daar, want ek het in daai tyd, daai 2 jaar diensbeleg, het ons verskriklik baie deur vuil water gekruip. Dit was soos 'n moddersluk wat ons deur moes kruip. Toe ons nou op die grens is, ek was 14 maande daar, van die reenseisoen in die somer wat ons daar was, dan het die panne water gelê en dan moet ons patrollie loop deur die panne water. En ek het nog steeds 'n baie sterk oortuiging dat iets van die army daar het 'n link. Jy weet, ergens is daar 'n verhouding. Rion is nie die enigste een met hierdie teorie nie. Statistiek onthul dat voormalige militêre personeel 'n groter kans het om MNS op te doen as die res van die bevolking. 'n Studie vanuit die Verenigde Koninkryk het bewys dat soldate 'n 50% groter risiko het om die siekte te ontwikkel as mense wat nooit weermagdiens gedoen het nie. Amerikaanse studies dui daarop dat die voorkoms van MNS in militêre personeel na Operation Desert Storm verdubbel het. Die teorie is dat hulle moontlik aan cyanobakterieë blootgestel is, wat sluimerend in die woestynsandkors aanwesig was. As dit 'n verbintenis het en dit kon aanleiding gee tot my siekte, dan dit kon mos vir my gewees het. So ja, ek sal baie ontsteld wees daaroor. Maar ja, ons sal maar kyk wat die toekoms inhou met die navorsing, of dit iets opbring. Maar die veronderstelling dat blootstelling aan BMAA moontlik die siekte in sommige mense kan veroorsaak, is nog steeds hoogs omstrede. Daar is definitief kontroversie daaroor. Ek dink dis 'n kleiner groep in die wêreld van motorneurone siekte wat die teorie aanhang. As wat daar is, die meeste, ek dink experts in die gebied reken nie dat dit 'n noodwendige baie prominente oorsaak is nie. Dit is moontlik 'n oorsaak, maar nie noodwendig 'n prominente oorsaak. But I think the crucial element to take away from this is that we think that it's got to be something apart from just this algal toxin, because if, as I say, everybody is exposed to it to some degree, why don't we all have motor neuron disease, and we don't? So we think that it's probably involves several factors, potentially a faulty gene, maybe exposure to this algal toxin, which is all over the place, maybe a head injury. Other risk factors probably have to be involved for you to get sick. So I wouldn't say it's a crisis, it's just something you need to be aware of. Pynlik bewus gebruik 'n uiters siek rugby-legende die mate van 'n stem wat hy oor het om alarm te maak. Wat is daar regtig 'n verband hier is? Wat as hierdie gifstowwe ons omring? Wat as hulle moontlik in ons krane skuil? Joost, is daar enige iets wat jy vir die owerhede wil sê? I want to ask them what are they going to do when it becomes the official cause of motor neuron disease, and they have already been warned and they still are doing nothing. They say they are focusing on giving everyone access to running water, which is great. My question is, are you supplying running water or poisons, especially for the rural areas?